En jy is steeds ingeskakel by programme van Radio Kansel. Ons is nog steeds besig met Delf steeds dieper. En nou is Elisabeth Jordaan weer by my in die ateljee om te delf oor die wonderbare voorbeeld wat ons het in die lewe van Andrew Murray. En ek het baie goeie nuus. Ek het nou net sedert verlede week na vandag toe, het ek en Elisabeth gesels, en as ons nou klaar is met hierdie geskiedenis van die man, is ons nie klaar met hom nie. Dis vir my baie lekker, ons het besluit om van sy boeke te vat, en dan bietjie van sy boeke te bekyk. En ek is 'n verskriklike bevoorregte vrou, ek het al 7 sy boeke op my rak. Van my skoonpa afgekry, is daar 10, daar's 10, ek dag is 7, en wys Elisabeth vir my al 10 afvingers. Ok, maar in elk geval, so ons is nog lank nie klaar met Murray nie, ons gaan nog verder gesels. Bly gerus dan by ons in chat saam met ons verder. Elisabeth, wat is dit waarheen jy ons vandag vat in die lewe van hierdie enorme man? Goeiemôre Estie. Ja, ons is nog steeds besig om te praat oor die geestelike impak wat Andrew Murray se lewe en bediening gehad het op Suid-Afrika, die kerk in Suid-Afrika hoofsaaklik, en dan ook wêreldwyd. So ons gaan nou 'n bietjie wyeer praat, en van die goed wat ek nou eintlik wil praat is die invloed wat ander mense op hom gehad het. Okay. En wat sy begrip verruim het. So hy is as 'n gereformeerde predikant het hy teologie studeer, en ons het so ruk terug gepraat oor toe hy sy stem verloor het, en hy blootgestel geraak het aan geloofsgenesing, wat hy nooit geweet het bestaan, of dat 'n mens dit kan so bid, en vir mense met olie salf en hande oplê, dat dit nog vandag werk nie. Wonderlik. So is hy beïnvloed deur verskillende mense met wie hy kontak gehad het. Ja, en weet jy wat jy nou praat, Elisabeth, sê vir my, hy het 'n leerbare gees gehad. Ja, nee, absoluut. Ja. Want hy het nie besef, gedink, ek is hypoline, ek weet als nie, né? Nee, want wat hom gedryf het, wil ek sê, is die feit dat daar wêreldwyd herlewings plaasvind, en dan is daar 'n geweldige effek op mense, maar nie op almal nie. Want die groot ding is, dit is nie gebaai in gebed nie. So dit was een van sy ontdekkings, dat alles wat hy doen, sy hele bediening, is gebaai in gebed. Okay. So hy was 'n man van gebed, Ja. wat in die troonkamer geleef het. So. En van daar uit het hy, dis nie asof hy beter praat nie, of hy sê, hulle sê, sy taalgebruik het maar partykeer baie te wense gehad. Hy was nie hierdie literêre poësieagtige spreker nie. Okay. Maar wat gebeur het, wanneer hy praat, is daar soveel krag van die Heilige Gees in dit wat hy sê, dat mense se lewens verander. En dit kom uit die troonkamer uit. Ja. So hy het mentors gehad. Ons lees nou sy boeke, ons praat nou oor hom. En hy is vir ons 'n mentor. Hy is in 1917 oorlede, meer as 100 jaar terug. Wow. So het Andrew Murray ook mentors gehad. Tydgenote, wat hy ontmoet het met die herlewingskonferensies wat in Europa gehou is en in Amerika. En dan ook mense soos wat ons nou na hom lees, mense wat lank van tevore gelewe het, die Purityne meestal, en dan Duitse teoloë, Engelse teoloë, en ek meen, een van die ouens wat 'n tydgenoot van hom was Spurgeon. En hy en Spurgeon het saam op Keswick konvensies gepraat. So. So, wat vir my interessant is hoe hierdie omgang met hierdie ander manne wat dink en wat diep dink oor hoe volg ons vir Jesus. Wat het op hom gehad het, buiten net sy teologiese opleiding, wat hy gekry het as 'n gereformeerde predikant. En natuurlik het hy nou mos die herlewing beleef in 1860, en as ons vandag daar uitkom, gaan ons praat oor sy persoonlike getuienis wat hy vertel wat het gebeur. So, okay. En saam met dit alles het ek besef, daar's van hierdie manne en vroue se boeke wat ek graag wil lees. Nou, dis nou die hele moeilikheid. Jy sê nou, ons gaan Andrew Murray se boeke
lees. Wat gebeur het is Andrew Murray het alles geïnternaliseer, dit verwerk en dan het hy vanuit sy oogpunt daaroor het hy boeke geskryf en gepreek. So hy het dit verwerk, dit geëet, al die voedingswaarde uit hierdie geestelike kosse boeke gekry en dan het hy dit verwerk eerstens vir sy eie gemeente vir wie hy in Nederlands geskryf het. Okay. En dan het hy self sy boeke vertaal in Engels vir 'n Amerikaanse gehoor. So jy kan sien duidelik partykeer het hy bietjie by boeke bygewerk. As ons nou in die heiligdom behandel, het hy die Holiest of All, het hy 'n baie groot teologiese skrifverwysing bygewerk vir die Engelse gehoor in Amerika, wat nie in Suid-Afrika sy lang aanloop gehad het tot hierdie boek byvoorbeeld nie. Okay. So en hy het baie ook geskryf in byvoorbeeld klein tydskriffies wat in Suid-Afrika verskyn het van die Cape Mission, daai wat ons gepraat het, die Cape General Mission, het hy stukkies geskryf, hy het in die kerkbode stukke geskryf wat later bymekaar gemaak is en in boeke gesit is. Wat nie noodwendig gepubliseerde werk van die begin af was nie. En dis hoe ons al praat oor hom as skrywer, dat hy het 250 stukke geskryf. Boeke en kleiner stukke wat hy geskryf het. Sure. En ek wil mense aanmoedig om te sê, daar is verskeie van sy boeke wat op YouTube gelees word deur mense. Gaan soek dit op en luister, dit is baie geseënd om dit so te doen. As jy nie 'n boek in die hande kan kry nie, kyk op YouTube, soek die boek op, sit audio en dan luister jy, want sy boeke is alles in public domein, so dit kos nie geld om dit te doen nie. Wow. Ek wil nou gou praat oor, hier is 'n man wat ons laas keer oor gepraat het, wat Andrew Murray se lewe baie beïnvloed het, Gerhard ter Stegen. Hy was 'n Duitse teoloog en hy het hier in die 16-1700s geleef, en hy skryf ietsie van 'n mens se pad met Jesus. En wat gebeur op jou pad as jy met Jesus is? En ek dink wat Andrew Murray, dit wat ons na toe gaan, is Andrew Murray se siening van heiligmaking. Wat baie mense het van hom verskil en gesê, dis onmoontlik vir ons om regtig heilig te leef. Dit gaan eers eendag gebeur. As Jesus vir ons kom haal, of as die wederkoms plaasgevind het, dan is ons almal heilig. En Andrew Murray sê in al sy boeke dat Petrus sal nie skryf, wees heilig soos ek heilig is, as dit nie 'n opdrag van die Here is nie. Ja. En die heilig is nie perfek nie. Die heilig is afgesonder van en na toe. Afgesonder van die wêreld en toegewy aan Jesus. Afgesonder vir hom en vir sy goeie werke wat hy wil hê wat ons moet doen. So die hele idee van, as ek heilig is ek nou, jy weet, so hoog heilig, ek kan my toon stamp en niks sê nie. Jy weet, so, dit is glad nie wat hulle bedoel daarby nie. Die woord besluit kom by my op, om 'n besluit te neem, om nie meer my ore uit te leen aan alles wat ek hoor, ja, maar om die stryd en narrow te vat, nee. Ja. Nou wil ek net ietsie lees wat hierdie ter Stegen ou geskryf het. Hy het gesê, solank as ons in 'n toestand van vleeslike veiligheid geleef het, sonder God en sonder Jesus, het ons op die rand van die verderf se gapende kloof gestaan en ons was onbewus daarvan. Jesus het ons al lief gehad en ons gesoek en ons het dit nie geweet nie. So toe ons hom uiteindelik ontmoet en smaak en sien hoe genadig hy is, hoe onuitspreeklik geseënd ons nou is om in gemeenskap met hom te leef, moet ons besef dat daar 'n pad saam met hom is nadat ons tot wedergeboorte gekom het. So. Hy wat al sy sondes verafskie, het die reg om te glo dat hy vergifnis van al sy sondes het en die reiniging daarvan in die bloed van Christus. Maar as jy Christus wil aanneem en tog die wêreld en sonde in die geheim wil beoefen,
is jou geloof in hom te vergeefs. En hy wat alles vir almal gee hy sê dis 'n kosbare parel wat ons gaan ontwin. As ons hierdie kosbare parel soek, dan moet ons Jesus met ons hele hart soek. En dis 'n keuse. Dis 'n keuse. En hy sê partykeer kom God se seën na ons toe in die vorm van 'n beproewing. Nou dit wil ons nie hoor nie. Nee, liewe nie. Hy sê partykeer verpak God sy seën in baie trane, sodat ons geestelik kan groei en in 'n verhouding wat met vreugde gevul is op Jesus kan fokus. So dit is nie altyd maklik nie, maar elke keer wanneer daar 'n traan in ons lewe kom, moet ons vir Jesus vra, Here, wat is u doel hiermee? En baie keer is dit om ons hierdie heiligmaking, afsondering van 'n ding weg te vat, want sonde en die vlees is altyd lekker. So dit is wat Andrew Murray nou... Ekskuus, maar daai lekker is baie momenteel, is dit nie? As jy dit baie herhaal, is dit lank. Wow, ja. Ja, so hy sê, mense kom na die Here toe en aanvaar in geloof dat hulle sondes vergewe is. Dan moet hulle begin glo in die seën om jou op 'n pad nader aan God te bring as wat jy nou is. Daai is maar die beginpaadjie daarvan. So in die begin is dit te kom, God die Vader trek jou na Jesus toe. Dan moet jy Jesus ontvang. En jy kan nie hom ontvang met jou hande wat vol sonde en van die wêreld is nie. Jy moet daai laat gaan. Dit noem ons bekering. Jy bekeer jou van jou verkeerde weë. Jy draai weg van al hierdie goed wat jy in jou hande gehad het. Om Jesus te kan ontvang, is dit soos 'n wederkerige. Jy gee dit vir hom, hy het daarvoor gesterf, en jy ontvang hom. En dan begin hy aan jou siel werk, wat nie gewoond is aan hom nie. Nou moet jou siel aan hom gewoond word. En dit is die pad van heiligmaking. Geloof is uiteindelik 'n inwoning van Christus in die siel, en van jou siel inwoning in Christus. So dit is ook 'n baie diep eenwording met hom. Nou Andrew Murray het nou by hierdie ou geleer en hulle is nou op evangelisasie toe daar in die oostelike distrikte van die land. Hulle reis in 1891 deur Somerset Oos, Dordrecht, Berkeley Oos, Lady Grey, Mareburg, Molteno en Sterkstroom. En die paaie is in haglike toestand en hulle is op 'n perdekar. Soos ver as wat Andrew Murray gaan, skryf hy vir sy vrou. So sy sit by die huis en hy gee vir haar opdragte. Hy sê, elke keer as hy by 'n dorp is, dan skryf hy en sê, stuur vir my 'n pak boeke van Wees my genadig, wat gaan oor Psalm 51, wat in hierdie versamelde werke van Andrew Murray vervat is, en die boekie Waarom glo jy nie? Die predikante gaan dit nou kry en hulle gaan dit met hulle kerkrade deurwerk op hierdie verskillende dorpe. Ja. En op Molteno skryf hy, begin daar 'n jong meisie, gebedsbyeenkom dogters, as ook 'n gebedsbyeenkoms vir jong seuns, wat 'n geweldige effek op die dorp het. Ja. So, en ek dink vir my, wow, fantasties kan dit wees as ons besoekende predikers het, en dis die nagevolge, Ja. dat seuns en meisies begin bid. Absoluut. En hy het ook natuurlik ander mense genooi om saam met hom te kom, en hy het buitelandse sprekers ook genooi, wat tot op daardie stadium vir die kerk in Suid-Afrika eintlik onbekende was. Die kerk het nie eintlik daarvan gehou om vreemde invloede te kry nie. So hy het onder andere sendelinge genooi soos George Grubb, Spencer Walton, John McNeil, Mark Guy Pearce, Donald Fraser en dan F.B. Meyer. Ek weet nie of jy al daai naam gehoor het nie.
Hy's 'n baie bekende skrywer wat ons van sy boeke, sy boeke is nog steeds beskikbaar. En Andrew Murray het hulle in Tafelbaai is hulle land, in die Kaap, gaan verwelkom. En hy het 'n eerste paar byeenkomste saam met hulle bygewoon. En hulle het altyd gesê, hulle sal nooit 'n oop deur gekry het, as die moderator van die kerk nie sy seun vir hulle gegee het, om dit te doen nie. Wow. So skryf hierdie Dr. F.B. Meyer, van 'n winter in Suid-Afrika in 1908. Wat? Nie teenstaande Andrew Murray se 80 jaar, het hy van Wellington gereis om die byeenkoms by te woon. Hy was nog net so sterk as 15 jaar gelede met sy besoek aan Engeland. En hier sien ek hoe geëerd en geliefd hy dwars deur die kerk is, waarvan hy die vader en leier is, hier ver in Suid-Afrika. Nou hierdie F.B. Meyer was 'n tydgenoot van D.L. Moody. Oh. En hulle was betrokke by die bediening en by sendingwerk veral in die middestad van stede en beide kante van die Atlantiese Oseaan. F. Meyer was in Europa en D.L. Moody hulle was in Amerika. En albei van hulle was deel van hierdie Higher Life Movement, noem hulle dit. Dis by die Keswick Konvensies. Ons gaan net nou daaroor praat, want ons wil praat van Andrew Murray se besoek en sy reeks preke wat hy daar gehou het. Hierdie ou het vreeslik teen onsedelikheid gepreek, teen dronkenskap en prostitusie veral, en hy was bekend as the Global Apostle of Godliness. En hy word toe nou uitgenooi Suid-Afrika toe, en hier's 'n paar goed wat hy gesê het. Die groot tragedie van die lewe is nie onbeantwoorde gebed nie, maar ongebidde gebed. Dis die groot tragedie dat mense nie die versoek bid nie. Maar wag, kom stop het gou 'n bietjie daar. Met ander woorde, mense dink dinge, maar jy bid dit nie. Dis reg. En dit gebeur met ons ook vandag. Ja. En dan wonder ons, hoekom antwoord God nie ons gebed nie, want ons het dit nie gebid nie. So. En dan sê hy om iets op te offer, wat vir jou lekker is om dit heilig te maak, en dit vir liefde aan God weg te gee. So. Dis nou hierdie wat ons gepraat het van let go of my wicked ways. Jy maak dit 'n offer en jy gee dit weg. En dan sê hy elke Ekskuus, en 'n offer verbrand. Ja. So as jy dit weggegee het as 'n offer, dan is dit onder die bloed van Jesus. Elke oomblik van weerstand teen 'n versoeking is 'n oorwinning. Sê dit weer? Elke oomblik van weerstand teen 'n versoeking is 'n oorwinning. Good gracious. So hy sê ook God wil vir jou 'n stilte in die te midde van ontsteltenis in jou hart bewerk. 'n Veilige vesting. So dis so kosbaar die goed wat hy nou hier leer. So Andrew Murray natuurlik wat hy doen is as mense iets begin en hy sien hier's lewe. En dan kom hy onmiddellik agter daai persoon in en hy dryf dit. So dis wat hy gedoen het. Hy het nie alles wat in Suid-Afrika gebeur het alleen gedoen nie. Soos byvoorbeeld tydens daai groot herlewing in 1860 is daar 'n dominee van der Lingen in die Parel. Hy stel voor dat van nou af in die toekoms, want hulle het tydens hierdie Pinksterdienste groot dele van die herlewing het gebeur in daai 10 dae van die Pinksterdienste. Hy stel voor dat in die toekoms moet hierdie 10 dae tussen Hemelvaart en Pinkster op hierdie wyse wat ons nou beleef voortgegaan word en ons moet standvastig voortgaan in gebed vir die uitstort van die Heilige Gees. Die kerk het gesê ja, so Andrew Murray tel dit op. En hy begin skryf oordenkings, 10 kort oordenkings wat in die kerkbode gepubliseer word en wyd versprei word onder al die gemeentes van wat bedink ons hierdie jaar tydens die 10 dae. Wow.
En kan jy glo hoe ver dit hierdie 10 dae gedagte die hele wêreld versprei van die herlewing in Suid-Afrika af in 1860 is een van die groot vrugte van daardie herlewings. So hulle het dit naderhand uitgegee in verskeie tale en van dit het boeke geraak wat Andrew Murray toe nou later gepubliseer het. Ekskuus, het hy dit net een keer gedoen of het dit Nee, jaarliks uitgegee vir al die jare wat hy deel was van die NG Kerk. As in die leierskap van die kerk. En ek mens kan van daai goetertjies kan jy nog steeds lees. Dit is beskikbaar en dan sien jy net hoe verskyn jaarverslae op jaarverslae in die kerkbode van predikante en gemeentes in alle dele van Suid-Afrika wat seën ontvang as gevolg van hierdie fokus in die Pinkstertyd en ons is op pad na die Pinkstertyd nou. Ja. So ek dink as ek nog net mense aanmoedig en sê daar is verskeie 10 dae gebedsfokusse in ons land aan die gang. Kom ons neem deel daaraan. Daar's ene wat gedryf word deur Dominee Benny Mostert van the Outpouring noem hy dit. Dit is op 'n WhatsApp groep en as mense my kontak op my nommer dan stuur ek vir hulle die skakel aan en dan kan hulle op daardie groep kom. Jou nommer? 082 775 3793. 3793. Kom ek sê hom weer is 082 775 3793. Have you got it? Goed, yes. Elizabeth. Dit is geweldig interessant. En dat ek is so dankbaar dat Benny dit ook nou weer optel, nê? Ja, ek het beleef dat daar's 'n nuwe salwing. En hy skryf al so lank oor herlewing. Hy stuur goeders uit op die groep en op sy Facebook sit hy goed op oor herlewing en hy sê dis tyd. Ons bid nou al baie jare, kom ons bid gefokus weer hierop. Ja. Dit is baie spesiaal. Maar Elizabeth, ek dink dis tyd dat ons musiek maak. Kom ons terwyl ons hierdie wonderlike dinge oorweeg. Kom ons luister asseblief na Marika wat vir ons sing Halleluja, loof die Here. Ja, dit is waarvoor ons lus is om te doen nou, né? Kom ons loof sy naam saam met Marika. En die horlosie teen die muur sê dis min of meer 11:15. U luister na Delf steeds dieper, 'n program van Radio Kansel. Ek is Estie Gellenhuys en hier by my in die ateljee Elizabeth Jordaan wat met ons gesels oor die wonderbare bydrae wat een man, nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd gemaak het en dit is Andrew Murray. Ja. Elizabeth, jy wil verwys na besoeke wat hy in Europa gebring het? Ja. Buite Suid-Afrika was Andrew Murray se invloed waarskynlik groter as enige ander hedendaagse skrywer in daai tyd. Meeste van sy boeke het hy in Nederlands geskryf, as het gesê, en self vertaal in Engels. So sy eerste Engelse boek verskyn in 1882, Abide in Christ. En in 1888 word Holy in Christ en The Spirit of Christ gelyktydig gepubliseer. En saam met The Holiest of All word hierdie 4 boeke beskou as die hoogwatermerk van sy literêre en teologiese prestasies. So tussen hierdie bogenoemde datums het hy die gehoor vir wie hy geskryf het, dis nou die Engelse gehoor, het hy absoluut bedien, want toe die Spirit of Christ uitgegee word, die 3de boek, het Abide in Christ reeds 53,000 kopieë gedruk. Dis 'n baie groot. 53,000. Ja. Ek wil dit neerskryf, ek wil dit sien. Jemmel, dit is verskriklik baie boeke. Ja, sy lesers wat 10,000 getel het, was versprei oor die hele wêreld. Amerika en Engeland se evangeliese kringe het hom erken as 'n Christen leraar wat met gesag gepraat het en nie net een van die gewone skrifgeleerdes was nie. So, en hierdie groeiende geestelike invloed het daartoe gelei dat hy in 1895, voor die Anglo-Boereoorlog,
genooi is om Engeland te besoek met die doel om by die Keswick-konvensie en ander konvensies boodskappe te bring. Hy was toe pas voorgestel aan die Christelike publiek in Groot-Brittanje in 'n koerant, die British Weekly, deur 'n sekere dominee H.V. Taylor, wat saam met 'n foto van Andrew Murray die volgende skryf. Andrew Murray kan met reg aanspraak maak op die titel van katholiek. Catholic, the word comes from the Greek meaning through the whole or universal or worldwide or all-inclusive. Want hy gee sy medelee met die groei van Christene onfeilbaar aan elkeen wat die Here Jesus in opregtheid en waarheid liefhet. Hy sê, ons is eerstens Christene en daarna is ons Hollanders en gereformeerdes. Hy was baie heftig toe hy die ander afgevaardigdes van ander kerke verwelkom wat na die onlangse synode toegekom het, dis nou in Engeland. En hierdie sêding van hom het die nood aangegee van sy lewe. Andrew Murray het begeer om bekend te wees as 'n Christen, eenvoudig as 'n volgeling van Jesus, en dit gelyk of hy elkeen wat hy ontmoet, ondersoek vir die Christus element in hom. Wat? Dis die indruk wat op die gemoed gelaat word, wanneer iemand met hom in gesprek was. Dit lyk asof sy skerp, verlangende blik die gesig van sy gespreksgenoot deursoek om die getuienis van die Christuslewe hier te sien. En dan pleit hy vir, is jy lojaal aan een meester, Jesus Christus alleen. Jy kan nie vir jouself help om vir jouself te sê, hierdie man wil hê, hulle moet aan Jesus Christus behoort nie. Elisabeth, ek dink die mense was ongemaklik as hulle ontmoet het. Niemand wat met hom gepraat het, selfs oor algemene temas, kan daardie ondersoekende kyk ooit vergeet nie. Ek wonder regtig wat het dit aan mense gedoen. Maar ek dink nie, dit was negatief nie, nee. Ek dink dit het mense aangespoor eerder. Ja, want daar was iets in hom wat, ek dink dit is hoe Jesus na ons kyk. Wow. Hy sê, God se oë deursoek die hele wêreld. Hy kyk nie in winkels rond nie. Hy kyk in die harte van mense en hy ondersoek wat bedink mense. En dan gaan hy nou voort, dis nou alles in hierdie British Weekly. Hy sê, hy is bekend aan ons lesers, veral deur sy oordenkingboek Abide in Christ. Andrew Murray se karakter is een van diepe toewyding. Hy is amper omgewe deur 'n atmosfeer van gebed. Dit lyk of hy 'n mantel van aanbidding aan het. As hy preek, dan gooi hy sy hele wese in die taak. En hy gloei met 'n vurigheid van gees wat eintlik onmoontlik is vir 'n menslike wese om te handhaaf. Soms laat hy luisteraars skrik en oorweldig voel. Die erns en die krag wat uit hom uitvloei is voelbaar. Sy geboue gestalte is vol plofbare energie. En dan verander sy liggaamstaal heeltemal. Sy lippe bewe, sy oë knip en is asof wit warm lava uit sy binneste stroom in ongekunstelde welsprekendheid. Die smal gesig en die amper gebreklike liggaam, as gevolg van 'n ongeluk met 'n perdekar, van die stemmige eerbiedwaardige 19de eeuse predikant met 'n toga en 'n stywe wit das, het verdwyn. En 'n Oud-testamentiese Hebreëse profeet staan voor ons. 'n Jesaja wat gloeiend praat oor die visioen van die heerlikheid van God, of 'n Hosea wat pleit en smeek. Gehore buig soos wilgers in 'n storm voor die ingrypende vloed van sy woorde. Dit buig die harte van die hoorders en verstom die verstand. Andrew Murray se meesterlike gebruik van woorde neem mense gevange. Hy is vreesloos. 'n Mens kan nie anders om verbaas te wees oor die innerlike diepte in sy deurdringende grys oë nie. Selfs wanneer jy hom van nader leer ken, is jy steeds bewus van die onuitgesproke geestelike diepte, asof daar 'n onontginde reserve van krag is. Enige iemand wat karakters ontleed, kan nie anders as om te oortuig te wees
dat as Andrew Murray in 'n tyd van vervolging geleef het, hy net so vol vreugde na die brandstapel sou opgeklim het, as wat hy in die moderator se stoel gaan sit het. Wow. So Andrew Murray, hulle vertrek nou per stoomskip na Engeland, Amerika, Holland en Skotland. Hulle word verwelkom by die Exeter Hall met 'n ontbyt en hy sê vir almal, hierdie reeks moet ons verwag dat God alleen alles gaan doen. So hy bedien nagmaal aan 1400 katkesante by een plek en hy word die hoofspreker by die Julie konferensie van Keswick. En hy het 'n onuitwisbare indruk gemaak en Dominee Evan Hopkins, die redakteur van The Life of Faith, skryf hieroor hierdie besoek. Hierdie vernaamste kenmerk van die 20-eeuse konvensie was die teenwoordigheid van ons geliefde broer, eerwaarde Andrew Murray van Suid-Afrika, wie sy toesprake die gemoedere van baie met soveel krag getref het. Een na die ander boodskappe vloei uit die mond van God se verkose dienaar, en dit het gelyk asof niemand kan ontsnap nie, asof niemand anders kon as om Christus toe te laat, om in die krag van sy lewende gees, wat in hom kom leef, die prys te betaal, asof hy self die plek van die veroordeelde moes inneem. Gaandeweg lê Andrew Murray meer en meer nadruk, veral op die aandvergaderings, op iets wat ons laat dink aan die Keswick 1879, toe die vrees van God op die hele vergadering geval het, op 'n tot nog toe ongeëwenaarde wyse. En in daardie dae het mense nog skeef gekyk na Keswick, want hulle bywoning by hierdie reeks preke het hulle reputasie op die spel geplaas. Mag God gee dat in hierdie dae, wanneer dit nou nie meer 'n skande daaraan verbonde is om hierheen te kom nie, hierdie werk nie oppervlakkig mag wees nie. Laat ons nou aan die voete van ons broer uit Suid-Afrika sit, dankbaar en gewilliglik om van hom te ontvang. Wow. Een van die toesprake munt bo al die ander uit. Dit was die onderwerp, die weg na die hoër lewe, na aanleiding van die versoek van die seuns van Zebedeus. Mag God gee dat ons mag sit, een aan die regterhand en een aan die linkerhand in die koninkryk. Dit wat ons van die Here begeer is 'n goeie ding, 'n heerlike ding. Dit wat hulle begeer het, was net so. In hulle gebede was daar 3 sake saamgevat. Die verlange van die hart wat streef om van die laar na 'n hoër pyl van Christelike lewe opgehef te word. Immers hulle albei wil naby aan Jesus wees, gelyk met Jesus en die krag of autoriteit en gesag van Jesus beleef. Wat verkeerd was die gees waarin hierdie versoek gedoen is, en die gebrekkige begrip van wat dit behels om saam met hom in heerlikheid te sit. Christus antwoord dit met die vraag, kan julle die beker drink wat ek drink? Die antwoord hierop is, kan julle sterf, soos ek sterf? Kan julle, vra hy. Hulle sê ons kan. Andrew Murray se boodskap is, kan jy dit sê? Wow. Ons kan, ons wil na 'n hoër vlak, die lewe wat in die wil van Jesus bly groei. Maar om ons selflewe te verloon, is ons probleem. As jy wil groei, is die antwoord van die Here, julle sal inderdaad my beker drink. So dis nou die strekking van Andrew Murray se preek, en daar's baie hierin te sien, en dit gaan oor dat as jy wil geestelik groei, moet jy sterf van jouself. So dit was van nou, dit was nou een van die klein goedjies wat hulle, en hy praat as hulle gaan Amerika toe, in dieselfde tyd, net daarna, en hy praat oor een onderwerp wat hy verskriklik op sy hart het. Die swak en sieklike godsdienstige lewe van kerke.
So as Andrew Murray hieroor praat, dan is dit mense, hy preek vir groepe van tot 2000 toehoorders, en veral as hy terugkeer in Europa toe, dan gaan hy na Holland, en dan preek hy in die groot kathedraal van Utrecht, wat meer as 2000 mense kan sit. En menige mense sê, hierdie besoek was 'n tyd van diepe erns en geestelike ontwaking. En ons gaan volgende keer 'n bietjie kyk meer na wat het hy gepreek, en wat het so impak op hierdie mense gemaak. En ek wil sommer chunk, wat my die meeste gryp daarvan, Elisabeth, is dat ons Hemelse Vader een mens gebruik het om dit alles tuis te bring, en ek glo nie hy het van plan verander nie. Mag elkeen van ons asseblief verstaan wie ons in Christus is, en mag ons daarvoor ook Mary se lering Ja, en in daai hoër geestelike lewe groei in hierdie hoër geestelike lewe in. Elisabeth, baie dankie. Jy maak hier vir ons goed oop wat enorm is, en al wat ons nodig het om te doen is om gehoorsaam te wees. Gaan asseblief na die potgoeie van Radio Kansel, want alles word ook daar gegee. As jy dit ook met ander mense wil deel, daar is 'n aparte potgooi vir Andrew Murray. Jy kan dit ook, met ander woorde, jy hoef dit nie net op Delfsteeds Dieper te soek nie, maar ek kry dit ook asseblief daar. En daarmee moet ons nou groet. Baie dankie, ek sien uit na volgende week, as ons verder kan gesels oor hierdie wonderlike dinge. En ons groet Johan Elskom as 'n spreker hier vir ons Hemelvaartdiens, en nou is hy ook ons gaskunstenaar waarmee ons afsluit, en Johan sing vir ons He's got the whole world in his hand, en dit is steeds die waarheid. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.